'n hele paar jaar terug sit ek en Nora eendag in 'n restaurant hier so in Sandton. En die bestuurderes van die plek loop op en af en vra of al die tafels of hulle okay is en ek het haar so bekyk want iets was vir my anders gewees. En soos wat ek na haar kyk, het ek in my geestesoog 'n prentjie gesien wat ek nog nooit weer na dit gesien of voor dit gesien het. Dit is asof ek kon sien dat sy net swanger geraak het en oor haar maag het gestaan aborsie. Dit het nie vir my sin gemaak, glad nie vir my sin gemaak nie. In die natuurlike oog was sy glad nie swanger gewees nie. En as dit normaal gelyk, en ek sê my vrou, hierdie is 'n interessante ding, ek dink daai vrou het 'n aborsie gehad. Ek kon dit letterlik gesien het oor haar maag geskryf in die gees. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Nadat ons geëet het, gaan ek na haar toe en ek vra trek haar een kant. Ek vra vir haar of ek 'n persoonlike vraag kan vra en dat dit wel sensitief is. En sy sê, dis reg, ek kan met haar praat en ek vra vir haar, het jy 'n aborsie gehad? Sy gaan in skok in. Sy vra vir my, hoe weet ek hierdie? Ek sê vir haar, en terwyl ek met jou praat, sien ek dat dit 3 jaar terug gebeur het. Sy trek my uit die restaurant uit. Sy wil weet, hoe weet ek hierdie? Dis net sy en haar boyfriend wat hiervan weet. Niemand anders weet dat dit gebeur het en dit was 3 jaar terug gewees. En sy het soveel berou oor dit. En in 'n oomblik sê ek vir haar, weet jy, dat God is nie kwaad vir jou nie. Dis eers ding, God is nie kwaad vir jou nie. Yes, God haat sonde, aborsie is moord. Inteendeel, Jesus gaan so ver om te sê, as jy jou broer haat in jou hart, het jy reeds moord gepleeg. Hy gaan so ver om te sê, as jy na iemand kyk met 'n begeerte in jou hart of welis in jou hart, dat jy reeds egbreek gepleeg. So in God se oë, of jy die moord fisies gepleeg het en of jy haat in jou hart teenoor iemand het, dis moord. In God se oë, of jy fisies met daai persoon geslaap het en of jy net gekyk het met welis, het jy reeds egbreek gepleeg. En God het genade daarvoor. Hy het soveel genade. Hy sê waar sonde diep hardloop, gaan genade nog dieper. Hy het meer genade vir jou as wat jy dink. Hy is 'n God van 1000 tweede kansse en hy het jou lief. En as daar werklike, diep goddelike berou in jou hart is oor die fout wat jy gemaak het, dan sal God jou vergewe en jou skoon was van alle ongeregtighede. Jy weet 1 Johannes 1:9 sê dat wanneer ons ons sonde bely, dan is God regverdig en getrou om jou te vergewe en skoon te was van alle ongeregtighede. En daai woordjie ongeregtighede beteken selfs die goedjies wat jy nie eens van weet nie. En dan sê hy, en ek wil hierdie vir jou lees, hy sê in 2 Korintiërs 7 vers 10 sê hy die mooiste ding. Hy sê, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. En ons 2 voorbeelde in die Bybel van hierdie. Petrus en Judas. Petrus verraai Jesus 3 keer. Judas verloon Jesus vir 30 stukkies silwer. Judas besef, hy het 'n fout gemaak. En wat doen hy? Hy gooi die stukkie silwer terug. Hy gaan en loop hang homself. Daar's 'n diep selfbejammering. Hy het 'n fout gemaak. Heel moontlik glo God sal hom nooit vergewe nie en hy kan hierdie druk kan hy nie hanteer nie. Hy loop hang homself. Dis wêreldberou. Hy is jammer. Maar hy bejammer homself eintlik meer as wat hy jammer is oor die fout wat hy gemaak het. Dan het jy vir Petrus. Petrus is so jammer oor die fout wat hy gemaak het. Hy berou dit vir dae. En toe Jesus opstaan uit die dood, toe sê Jesus vir Maria, gaan sê vir my disippels dat ek opgestaan het en sê vir Petrus. Dink geraan, gaan lees dit. En hy lig vir Petrus uit. Dit sê en sê vir Petrus. Met ander woorde, hy besef Petrus het 'n waarlike goddelike berou. Hy is so jammer dat hy Jesus verraai het 3 keer. En hy berou dit. En wat doen Jesus? Hy herstel hom 3 keer. Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Toe hulle teen die see afgestap het. So hier is die ding. Jy mag dalk gesit het en gedink het aan aborsie, of jy het al 'n aborsie gehad, of dalk meer as een aborsie gehad. So gevolg van die vrees van wat mense gaan dink, of die vrees van wat jou ouers gaan dink, of wat mense gaan sê, of wat ook al jou rede kon gewees het in dit. Maar daar's 'n berou, en die Bybel sê so, there's regret, of there's guilt, or there's shame, or you feel condemned, there's condemnation, veroordeling, wat op jou rus, en is so swaar, jy weet nie om te dra nie. Die Bybel sê hierso, wanneer daar goddelike berou is, ek's werklik jammer teenoor die Here dat ek hierdie gedoen het. Ek wou dit nie gedoen het nie. Dit het gevoel of ek nie 'n ander keuse het nie. Maar ek so jammer en ek wil graag hê God my vergewe en my skoon was en my 'n nuwe kans gee. Dan in daai berou, dan sal God kom. Nie jou selfbejammering nie. Jammer dat jy teenoor die Here gedoen het. In daai berou kom God, vergewe jou, was jou skoon, gee jou 'n nuwe lewe. En hy sê in daai lead to salvation, redding, repentance, bekering, jy draai weg van dit af, jy gaan dit nie weer doen nie, and it leaves with no regret. Ander, jy gaan nie eens terugkyk op dit nie. Yes, jy gaan oor dit kan praat, jou storie gaan hoop bring, jy gaan ander mense in hoop kan inbring. Ek ken persoonlik mense wat either aborsiebabas was, of wat reeds aborsies gehad het, wat nou hoop vir ander mense gee. En ek sê aborsiebabas was, met ander woorde, hulle was opgeskryf
en geskeduleer vir abortus en hulle ouers het dit nooit gedoen nie en hier is hulle vandag besig om 'n massive impak te maak. En God kan daai deur jou lewe doen. Hy wil jou 'n nuwe lewe gee. Hy wil jou herstel. Hy wil jou vergewe. Hy wil jou skoon was en hy wil jou ken intiem. Vader, ek dank U in die naam van Jesus dat daardie aand in daai restaurant toe daai vrou dit besef, sy haar lewe onmiddellik vir U gegee het, dat U herstel gebring het, vrede wat verstand te bowe gaan. En selfs bid ek dit nou oor vrouens wat hierdie nou kyk of mans wat voel hulle dit geïnisieer, dat Jesus, dat U sal herlewing bring in hulle lewens, vrede bring in hulle lewens, vryheid bring in hulle lewens en dat hierdie regret van hulle af sal val, elke vorm van shame en condemnation en guilt af sal val van hulle af en dat daar 'n waarlike goddelike berou is wat lei tot hulle redding en tot hulle bekering. In Jesus se naam, dankie dat U so 'n God van 1000 tweede kansse is, dat U genade dieper hardloop as wat ons sonde ooit kan gaan en dat U liefde vir ons meer as genoeg is en ons vandag na U toe kan kom en dit ontvang in die naam van Jesus. Amen.